If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Welcome back to Blindside, proudly brought to you by Lakeside Village. Again, we're in this wonderful setting, just an incredible estate this, and make an appointment, come and visit this estate. It is absolutely phenomenal. I can't wait for this to go to its fruition at the end. I think you better hurry up if you want a proper stand. This is going to be epic from a retirement village perspective. Welcome back, guys. We handled Affies yesterday. Today is Waterkloof. A lot of focus on them. We had the privilege of visiting them on their breakfast that they had with their sponsors. And before we go into that in detail, I would just like us to have a look at this day that they spent at Wheelie, who are supporting them this year. The blue and the gold makes a monster. A what? A monster. Power. The blue and the gold makes a monster. A what? A monster. Power. The blue and the gold makes a monster. What? A monster. We've always been invested in community initiatives. We want to support schools within our area. We're very invested in the Waterkloof boys, and we're really looking forward to an amazing year ahead sponsoring their hopes and dreams, especially in their A-team rugby. Wat 'n fantastiese oorwinning vir Waterkloof, maar wat 'n mooi game. 30 manne wat tussen die lyne alles gegee. Hierdie is waaroor skole rugby gaan. Ons wil mense beweeg. Ons wil ou tot in graad 8 by Waterkloof inkom. Ons wil hom vat, ons wil hom ontwikkel as 'n jong man en as 'n rugby speler. Wheelie se hele motto van Removing People skakel so mooi in by wat by Waterkloof probeer doen. Jy weet, Wheelie wil reg oor Suid-Afrika wil hulle veilige, goedkoop, betroubare voertuie vir mense gee om hulle oor Suid-Afrika rond te beweeg en 'n ongelooflike diens wat hulle reeds aanbied te doen. Selfs by ons by Waterkloof. Maar dit is belangrik dat ons eerstens goeie mense van die veld af is. Ek wil graag hê mense moet weet wie's Waterkloof. Waarvoor kom jy deur net goeie maniere om op die veld ons alles te gee. Daar's soveel goed wat in rugby is dit nie kan beheer nie, maar ons effe, ons attitude, die manier van hoe ons dinge doen, ons wil dit graag beheer. So control the controllables en die res glo gaan na homself kyk. Antoinette, hoe belangrik is dit vir besighede om betrokke te raak by skole sport? Ek wil graag sê rugby want dis wat ons na kyk, maar dis belangrik dat besighede besef hoe groot behoefte daar is vir sport om genoeg finansiële agtergrond en backing te hê om 'n seisoen te maak werk. Ja, Thys, ek dink nie almal verstaan noodwendig wat in die agterkant van skerms aangaan nie, wat daar nodig is. Ek noem iets simpels soos 'n waterbottel. Dit moet van iewers afkom. En vir besighede om betrokke, mens kyk nie net na die finansiële aspek nie, maar vir besighede om betrokke te raak, vorm ook 'n gemeenskap. Daar's ook iets tussen hulle om betrokke te raak by Waterkloof. Wat is die doel? Hoekom doen ons dit? Ja, en Johnny, was dit nie exactly Wheelie se hart nie. Ek meen, they came to the party big time and they're very much a community supporting business. Ja, en weet jy wat, ek dink dalk hierdie is die plek om soos ek Engelsman sê, let's call a spade a spade. Jy weet, ek was hierdie naweek met 2 van my dogters in Kimberley vir netbal. Ek moes vir hulle gaan strapping kos, R600. R600 vir strapping om 2 wedstryde netbal te speel. Hier is die realiteit. Skole het al hoe meer kwytskeldings van kinders wat nie skoolfonds te betaal nie.
ons liefste departement gee skole al hoe minder geld. Verstaan jy, so skole kan nie anders, kan nie anders op staat te maak op besighede nie. Besighede speel 'n kardinale rol om te verseker dat dit wat ons ervaar elke jaar gehandhaaf word. Dit wat gebeur daar buite in die support en die kwaliteit van sport wat ons sien, hang 100% af van besighede. Ons kan nie meer afhang van, ons kan nie meer hoop en wens die departement kom nie tafel nie. Hulle kom al vir jare nie tafel toe. Nee, dit is net wat dit is. So dit is nie derogative nie, dis realisties. So Willie, ongelooflike maatskap. Hulle harte is op die regte plek. Jy weet, en so al die ander borge. Dit is so mooi toe ek gestaan op my Waterkloof staan en ek kyk op die hoofpaviljoen en ek sien bo al die borge. Dis so deel van maatskappye se hart. Moet asseblief nooit ophou. En wat belangrik is in dit, Johnny, is al daai besighede, natuurlik doen hulle dit met die regte hart, maar hulle soek daarom ook ondersteuning terug van die community wat hulle ondersteun. So ek wil Waterkloof en elke skool for that matter, as jy borge het wat betrokke raak by jou skool, return the favor. Ja. As jy 'n voertuig moet gaan koop hom by Willie. 100%. As jy watter diens ook al nodig het en daai diens word aangebied deur een van die borge, as ouers, as community, gaan ondersteun daai ouens, want hulle ondersteun julle en ek dink dis baie belangrik. So ons het met Kobus gaan praat en ek moet vir julle sê ek is baie optimisties vir wat in die volgende 3 tot 5 jaar by Waterkloof gaan gebeur. Ons almal weet hulle was in die nuus vir al die verkeerde redes. Maar as ons by sport bly, sport was tradisioneel die hart en siel waar Waterkloof gegaan het. Ja, ons het gepraat oor die akademie wat uitstekend is, maar hulle rugby was net doodeenvoudig in 'n ander liga. En Johnny, ons praat al lank hieroor. Pretoria kort weer 'n ordentlike derby. Is ek reg as ek dit sê? 100%. 100%. Ek meen Waterkloof, jy kan gaan kyk na skole in Pretoria tuis, daar is nie 'n slegte skool nie, is almal fenominale skole. En jy weet, Waterkloof is in 'n seisoen van vernuwing ten spyte van negatiewe publisiteit. Die boek is toe, die hoofstuk is afgesluit. Ons beweeg nou in. So ek is baie opgewonde oor daai skool. Ek dink dit's 'n fenominale skool, soos al die ander skole, en hulle het verseker iets om te bied. Ja, Ek dink nie hulle is ver van die top 10 af nie. Ons moet dit dophou. Ja, ek wil saamstem. So kom ons gaan luister. Hierdie segment word vir julle gebring deur Lakeside Village. Ons moet graag gaan luister na wat Kobus sê en gaan luister na die detail. Kykers by die huis, hierdie was 'n baie interessante gesprek. Kobus, is regtig altyd 'n voorreg om met jou te praat. Jy's altyd 'n ongelooflik entoesiastiese ou. Ons sien dit by die seuns ook. Daar's 'n afwagting en hier is die seisoen op ons. Hoe voel julle? Ja, eerstens welkom by Hoërskool Waterkloof. Is lekker. Son skyn, laasweek hierdie lekker gereën. Ons bly so 'n bietjie son. Ja, ons is opgewonde. Seisoen het amptelik afskop vir ons vanaand en ja, ons is opgewonde. Die seuns het hard gewerk, baie goeie opbou gehad tot die seisoen en dis nou vanaand waar die tek hierdie teer tref. So ons sien baie uit. Sê vir my, hierdie is nou wel 'n wedstryd wat julle hoog ag uit die aard van die saak. So julle speel Middelburg as ek reg is en hy's belangrik, maar ek wil 'n bietjie praat oor Saterdag want dis 'n tuiswedstryd. Dis 'n derby wat almal in Pretoria wil hê moet 'n baie groter derby raak. Ja. Hoe voel julle oor Saterdag teen Afries? Ja, dit is ons eerste prioriteit is 100% reg gehad is Middelburg vanaand. So uit daarvan sal ek ons eers na vanaand en om deur vanaand te kom. Dis ons eerste amptelike wedstryd, so daar's 'n klompie strukture wat ons hard aan gewerk het. Wat ons graag vanaand wil toets en kyk waar trek ons. So vanaand sal ons regtig sien waar staan ons vir 2026, maar dan Saterdag ook. Saterdag die afdeling soos ek sê, dis 'n Pretoria derby, dis hier by ons. Ons in Afries is altyd groot en ons weet ons wil regtig baie graag goed doen. Ons het regtig hard gewerk en ons het regtig hard gefokus. So ja, so kom ons kyk. Ons gaan vanaand, ons is baie opgewonde vanaand, maar Saterdag as dit kom, vir ons so vir die manne se taf as moontlik maak hier by Middelburg Park. Ek het met Roan hulle gepraat vroeër in die week en hulle sê vir my iets wat altyd uitstaan in julle derby tussen mekaar is daar's altyd baie emosie in betrokke. Ja. Wat creëer daai emosie? Is dit maar omdat julle so naby mekaar is? Wat dink of eintlik julle is almal 'n klomp maats aan die afrigtingskant. So wat creëer daai? Ja, ek dink dis maar geskiedenis. Ek dink dis maar die rivalry tussen skole. Ek dink weet die afsaak weet ons en hulle is half amper so op twee verskillende plekke waar ons program betref. Waar ons bietjie ons program begin
begin herbou en in die gang kry en hulle wat dalk fight vir 'n top 3 plek in die land en dis vir ons lekker as die underdogs om hard te fight en ons weet wat ons weet van hulle af, maar wanneer jy by Waterkloof kom en jy speel teen Waterkloof, jy gaan fight kry en jy gaan nooit ophou nie, jy gaan hard kry by ons en dis vir ons 'n goeie toets Saterdag is om te sien hoe hard kan ons fight en hoe hard kan ons vir mekaar fight en hoe lank kan ons hierdie ouens druk. So ons is baie opgewonde oor Saterdag, ja. So kom ons uit die aard van die saak, hoop ons vir julle part 3 Paulhero is chock-and-block vol. Wat is jou boodskap vir hierdie episode gaan donderdag uit? Ja. Ons wil graag, wat is jou boodskap vir jou ondersteuners of vir die ouens van Affies? Ja, Thys van ons kan net kom ondersteun ons. Ons het 'n nuwe dryf, 'n nuwe passie, 'n nuwe rigting, nuwe energie en kom maak 'n draai, ons kyk waarmee ons besig is en kom ons ondersteun ons. Ons sien uit na 2026 'n mooi seisoen en ek beloof jou, maak saak wat die telling week in en week uit op die veld sal wees nie is. Daar's een ding wat jy nooit van Waterkloof sal kry nie is, ons sal nooit ophou nie. Ons sal altyd fight tot in die einde toe en dan sal ons alles gee en ons alles op die veld los en ek hoop dis iets wat die mense van hierdie span en hierdie jong manne in 2026 sien is ons wat bereid is om hard te veg vir 'n skool, vir 'n gemeenskap, vir 'n buitekant vir 'n program en dat ons nooit sal ophou nie en dan control die controllables. Daar's baie faktore wat mense kan beheer in 'n rugbywedstryd nie. Ons wil graag seker maak dat ons week in en week uit dit wat ons kan beheer, so ver as moontlik beheer. Kobus, ons van Blindside af wens julle 'n fantastiese seisoen. Ons weet julle is besig met 'n wonderlike proses, 'n mooi 5-jaar plan en ek hoop regtig hy skop vanaand vir julle mooi af en dan Saterdag vir julle sukses bring. Baie dankie, Thys, waardeer vreeslik. Kobus. Dankie, waardeer. Kwagga, die nuwe adjunk van sport. Hoe voel dit om 'n kloofie trui te dra? Jy lyk goed in bietjie donkerblou. Ja, van my kant af eerstens, ek dink ek beskou dit as 'n voorreg om by Hoërskool Waterkloof betrokke te wees en nie as 'n reg nie. Ek dink Hoërskool Waterkloof is 'n uitsonderlike skool met 'n baie sterk handelsmerk op buite. So vir my is dit 'n baie groot voorreg om betrokke te wees by Hoërskool Waterkloof. Wat is julle uitdagings vir 2026? As jy dit so vinnig kan doen. Ek dink as 'n ou gaan kyk, jy het maar ek dink al die skole het maar hulle uitdagings op verskillende gebiede en alles, maar ons werk hard om ons stelsels en strukture by die skool en as ek spesifiek kyk na sport in plek te kry dat daar eenvormigheid is en dat almal dieselfde doelwitte het en dat ons as sport skool saam kan presteer. Ja, en natuurlik speel julle tuiswedstryd teen Afrikaanspoort. Wat kan ons van Hoërskool Waterkloof verwag? So die begin van die seisoen. Ja nee, gewoonlik was dit 'n bepaling wat in die 3de kwartaal plaasgevind het. Nou is dit ons tweede wedstryd en speel die Dinsdag 10 Maart speel ons teen HTS Middelburg en dan die Saterdag teen Afrikaanspoort seuns. Ek dink die geskiedenis agter die interskole tussen Hoërskool Waterkloof en Afrikaans seuns was nog altyd goed gewees. Ons het 'n trotse tradisie by albei die skole en ek weet dit gaan kliphard wees en dit bly altyd 'n voorreg om teen 'n skool soos Afrikaans Seunskool te kompeteer en te kan speel. En ek dink dit is so belangrik om daai tipe skool in die begin van jou seisoen te speel. Ja, ek persoonlik dink ek is baie goed vir Hoërskool Waterkloof en Afrikaans Seunskool om te mekaar te speel. Dit is goed vir die gemeenskap, is goed vir die gemeenskap in Pretoria Oos. En ek dink die seuns sal wel hulle mekaar hard speel op die sportveld en op die rugbyveld en alles is hulle van die veld af is hulle goeie vriende. So dis so 'n ou op die einde van die dag sê ek altyd die twee dinge na jou as jy klaar is met jou skoolloopbaan of met jou sportloopbaan is jy het vriende gemaak en memories en dis deel van daai memories en vriende wat jy maak is op die sportveld. Ja, mens maak vriende vir 'n leeftyd en julle staan op 'n ongelooflike ommekeer hier by Waterkloof se rugby. Ons is ongelooflik opgewonde daarvoor. Maar waarvoor is jy spesifiek opgewonde vir hierdie 2026 seisoen? Ja, vir my verantwoordelikhede is 'n bietjie verder as rugby. So vir my is ek opgewonde oor die algemeen. Ek dink die sportseisoen het vir ons as skool baie goed begin toe met ons interreis met die atletiek. Ons was 5:00 die middag aan die einde van die interreis was die paviljoen stampvol gewees. Meer as 2000 kinders daar gewees. Die ondersteuning was baie goed gewees en ek moet regtig sê daar's 'n goeie gees onder die skool in sy geheel op die oomblik onder die kinders, die personeel en so die sport oor die algemeen is ek regtig opgewonde oor en ek is regtig opgewonde oor wat ons gaan regkry hierdie jaar. Ons deel in soveel opgewondenheid saam met julle sterkte vir 2026. Dit was regtig 'n groot voorreg om met jou te gesels. Nee, baie dankie aan van Hoërskool Waterkloof se kant af ook baie dankie vir julle by Blindside wat die pad saam met ons stap. Ons is ook opgewonde om saam met julle as 'n sosiale media vernoot die pad saam met julle te stap en dankie vir julle ondersteuning. Dankie. Soos net baie
insiggewend hoe Kobus hulle met hierdie absolute dinamiese wil besig is om hierdie skip in 'n baie mooi rigting te draai. Nee, definitief sy hart is absoluut vir die kinders en vir die ouers en vir die gemeenskap. Hy praat prominent oor die Waterkloof gemeenskap. So ek dink ek kan nie wag eintlik om te sien wat Waterkloof gaan doen nie. Ek kan nie wag nie. Hulle het hierdie lese and they've literally put it on their supporters cap for the season. Family and unity. Unity and family. How important is that, Johnny, behind this, like you rightfully said, new phase that they're going into where they really want to go back to the 26 teams, more participation and proper performances on the field? Look, Thijs, I honestly believe most parents live with the ideology that our children should thank us for what we're doing for them. Sometimes we must flip the coin and say, do we thank our children enough? Because it's because of them that we make incredible friends. It's because of them that we're part of an incredible community. That's exactly what Waterkloof's doing. What's the end goal? Yes, during the time that there is a whistle being blown on the field, that's when we play out our God-given talent. The end goal is to form a like-hearted community where people respect each other. They stand together in unity, and that is what's currently saving this country. So we should go to our children and thank them for giving us the opportunity to be part of such a community. And that's what Waterkloof is, exactly what they're doing. Unity in family, it's about the community. That's the end goal. The game is merely but a vehicle to get to the end goal. Yeah, and let's just talk quickly about what he said about this game against Affies. They're not standing back 1 millimeter I think, to be honest, they approach this as a final. Like Affies should expect really for every game that they play. But this is going to be a big one, Johnny. I think we're going to see a very different Waterkloof side. You're 100% right. We all always point to the scoreboard, and yes, let's not beat around the bush. The scoreboard is important. Who's going to win and who's going to lose. But I'll tell you one thing, if it's a hell of a fight, and both teams come and pitch on the day and play incredible rugby, then the scoreboard doesn't really matter, because then people look back at the game and say, I'll take my hats off to a Waterkloof, and I'll take my hats off to Affies, because they left nothing behind. And I think that's what it's about. Ja, it's net. Ja, jy het nou reg gesê ons kort weer goeie derbies in Pretoria en ek dink dit is as 'n Waterkloof nie gaan terugstaan nie en veral met hierdie proses waarmee hulle besig is, gaan ons een ongelooflike derby in Pretoria kan hou as hulle in die top 10 is. Ek moet vir jou sê, ek dink ons gaan meer as een nie binnekort. Jy gaan 'n paar derbies in Pretoria hê, want jy sit met Menlo wat terugkom. Jy sit met Garsfontein wat ongelooflik rugby speel. Jy sit met Waterkloof wat 'n visie en 'n kernideologie het. Jy sit met Affies. Jy sit met Pretoria Boys High. Ja. Wat oor 'n jaar of 2 prominent gaan wees. So rugby is gesond. En is nodig. En wat belangrik is, by al die skole wat jy sopas genoem het, Johnny, was daar wholesome veranderinge aangebring. Nuwe sporthoofde, nuwe direkteure van rugby, afrigters wat skuif. Rugby op skole vlak is vol professioneel. Of ons dit mekaar wil sê of nie, dis die waarheid. Ons gaan by Garsfontein kom op 'n stadium, maar Doopie wat met 8 titels sit, is by Menlo Park van Garsfontein af. Sylvester het 'n klomp ander manne ingetrek by Garsfontein, die Andries Bekkers ensovoorts. Daar het ons 'n nuwe sporthoof by Waterkloof. Hulle dink ekstreem uit die boks uit. Hy wat Kobus sê vir ons, het vir Louis Koenie gehad vir hulle kicking patterns. Hulle het vir Guthrie Steenkampie gehad vir 'n geruime tyd, vir hulle scrumming. Hulle sit met James Winstanley wat ons baie oor mee gesels in ons onder 20 reeks, wat op Maandag uitsaai. James doen hulle attack. So dis gesiene afrigters, gesiene manne wat die wedstryd of wat rugby ken, wat Waterkloof ondersteun. So ek sê vir julle, hier kom hulle gaan nie noodwendig alles wen in jaar 1 nie, maar hier kom 'n baie mooi storie. In daai punt, kom ons gaan gesels met die spelers, dis die manne wat tussen die lyne moet
moet operate. Ons het met hulle ook 'n lekker gesprek gehad en hierdie segment word vir julle gebring deur MediHelp. Ek staan hier tussen, kom ons noem dit tot dusver tentatiewe eerste span manne, want julle het nog so 'n klein hekkie om oor te kom vanaand voordat julle amptelik daai try verdien. En wanneer ek wil met julle praat oor Saterdag se wedstryd teen Affies. So julle is deur 'n lekker voorseisoen of 'n afseisoen en toe 'n voorseisoen. Net so in kort, hoe voel julle oor dit wat verby is? Die voorbereiding, voel julle is op 'n goeie plek vir die seisoen wat kom? Ja nee, ons voel definitief positief oor ons voorseisoen en alles, want ek meen ons het nou wel 'n game vandag, so dit is nogal stresvol om te dink dat ons nou Saterdag teen Affies speel, maar soos altyd, dit is net nog 'n game wat ons kan speel en net wel geniet en ek meen almal praat van Affies en Affies, ja, maar terselfdertyd kan ons met ons voorbereiding en alles kan ons ook net positief van daar af werk en ja. So as julle sê vir my julle voel positief en almal praat Affies, is daar 'n duidelike plan vir Affies? Ek dink ons sal 'n goeie plan hê vir Affies, goed gestruktureerd wees. En ja, ek dink ons is reg vir Affies. Natuurlik is daai wedstryd hier by die huis wat natuurlik in julle gunst stel, of ons hoop so vir julle of dat dit in julle gunst stel. Wat wil julle graag vir die mense sê wat die ondersteuners is om daai Saterdag hier te wees? Ek wil net vra dat al die ondersteuners hulle datum sou oop hou vir Saterdag, dat hulle almal sal kan kom kyk en kan almal 'n game geniet en ek dink dit sal baie lekker wees en dit is ook 'n groot voorreg om sulke groot game hier teen Affies te speel by ons eie huis. Seker of maar julle voorbereiding vir dit wat Saterdag kom, hoe lyk julle week vir dit wat oorbly? Ek dink dit lyk goed. Ons lyk op dit. Ons is reg vir dit. En ek dink ons gaan dit met daar's groot afwagting vir ons wat voorlê vir Saterdag. So ek dink ons is reg vir dit. Sê vir my, wie is die manne wat ons moet dophou? Ek dink Martin van Niekerk, hulle kaptein, ek dink hy is een mannetjie wat ons moet dophou. Goeie speler, groot hart en sy lynstaan is baie goed. So. Okay, en hier by julle? Wie sê julle sê moet ons dophou? Kom ons vra die onderkaptein. Meneer, ek dink Meyer Pretorius is dat een om dop te hou. Alex Griesel, daar op die fullback. Dan is ons voorrye gaan lekker hardloop. En ek dink meneer kom eintlik die hele span in geheel dop hou. Ons het hard gewerk en ek dink ons gaan kom vir hulle. So hou sommer die mikrofoon vir oulaas vra. As jy een woord nou gebruik om hierdie span van julle te beskryf of een sin, wat sou dit wees? Hard. Ons wys hard, maak nie saak wat nie. As ons 'n afdag, ons sal altyd hard wys. Ons sal alles gee. Ons is en ek dink ons gaan ook kom fisies. Ons staan hard fisies daai. Fantasties. Wanneer ek sê vir julle baie sterkte. Ek het nou nie die man op die punte vrae gevra nie, maar baie sterkte vir julle vir die naweek. Ons hoop regtig dit gaan vir julle goed hier by julle op die tuisveld en ja, ons het lanklaas 'n ordentlike derby in Pretoria nodig. Kom ons hoop dis hierdie Saterdag so. Reg, baie dankie manne. Maybe you hate broccoli or love scary movies. Maybe you're indecisive, adventurous, or always kind. Maybe you snore, have a secret creative talent, or no sense of direction. We don't pretend to know you, but we know certain things get you going. And at MediHelp Medical Scheme, we know about healthcare, as we've been doing it for 120 years. Visit medihelp.co.za for all the information about our plans for everybody. Ek klomp baie oulike seuns, baie dinamiese seuns, goed voorbereide seuns. Ek het 2 vrae wat vir my uitgestaan het met hierdie manne. Ansonet, wat was vir jou interessant met hierdie antwoorde? Thys, ek gaan kort en kragtig wees, maar ek wil sê dit wat die kinders ervaar en die coach ervaar van hart en die gemeenskap is presies dieselfde. Hulle is ge-align en dis belangrik. Absoluut. There's one thing that I picked up. Look, if an intruder walks into my house at 12 o'clock at night,
he's the enemy. He's the enemy, it's my house, it's my rules, and you'll play by it. En dit voel vir my Waterkloof het amper daai mentaliteit, wat sê, luister, hierdie veld is my veld. Hier speel jy by my reëls. Verstaan jy, en ek kon dit optel in die seuns, verstaan jy, die hele span volgens hulle is goed, die hele span volgens hulle is 'n eenheid, en jy weet, dis amper soos 'n oorlogswaarskuwing, moenie in my turf inkom nie, so, dit gaan titanies wees. Moet vir geen oomblik dink Waterkloof gaan die alles bring Saterdag nie. 100%. Ons het gister daai wedstryd gekyk, soos jy sê, eergister Johnny van ATS Middelburg teen Waterkloof. Moenie dink daai span gaan dieselfde span wees of dieselfde performance wees as teen ATS Middelburg. Nee, is 100%, en dan moet ek vir jou sê, as ek in die weervoorspelling wat altyd 'n rol speel, Vrydag, Saterdag, Sondag 70% kans vir reën. So die veld lyk pragtig by Waterkloof. Hy gaan swaar wees as dit nat is. So dit gaan nie hierdie vry vloeiende wedstryd wees nie. So die ouens wat weer eens die grit en die determinasie op die dag wys, dit gaan 'n harde wedstryd wees. Ek wil afsluit deur te sê, ek dink wat die rugby betref by Waterkloof, ek dink jy moet weet, as jy voetjies nie op die grond is as jy by Waterkloof land nie. As jy dink jy gaan op Cloud 9 sweef en iets op baie veld reg kry, is jy in vir 'n baie groot verrassing. Johnny, die South African Hall of Fame is vir ons bitter belangrik. Is die backbone, die ethos is presies dieselfde, hoekom ons hierdie program aanbied. Ons harte is vir ons gemeenskap, ons harte is vir die spelers, vir die ouers, vir afrigters. Al die interessante hoed langs jou. Ek wil jy met my vertel waaroor dit gaan. Ja, ag Thys, jy weet, wat is 'n legacy? Kom ons definieer gou 'n legacy. 'n Legacy by default is om iets groter en beter agter te los as net jouself. Die Hall of Fame maak 'n verskil. Die Hall of Fame maak 'n massiewe impak in die lewe van kinders. Jy weet, ek kom partykeer agter in ons land, is praat baie maklik. Jy weet, en ons het besluit om 'n Hall of Fame cap campaign te begin met 'n slogan agter op die hoed wat sê, I have your back. Wanneer laas het 'n pa vir sy seun gesê, ek het jou rug? Wanneer laas 'n kaptein vir sy onderkaptein gesê, ek het jou rug? Wanneer laas 'n CEO van 'n maatskappy vir sy finansiële direkteur gesê, I've got your back? Jy weet, vir my gaan dit oor, ons launch hierdie cap campaign, sodat wanneer jy een van hierdie hoedjies dra, dan is jy daai voorbeeld wat sê, iemand het jou rug. 'n pa vir sy seun, 'n ma vir haar dogter, 'n CEO, 2 senters mekaar, 2 rugby spelers mekaar. So binne die volgende week launch ons hierdie kampanje, baie opgewonde. En dis maar deel van die ekstensie van die Hall of Fame en Blindside om 'n boodskap te bring wat sê, kry jou kip. Boonbehalwe dat ons sê, I have your back, word hierdie geld gebruik om vir talentvolle kinders wat nie finansiële vermoëns het nie, beheers het gegee om na hierdie prestigious skole te gaan. So is 'n great initiative. En op daai noot wil ek vir jou sê, Thys, in hierdie program, I have your back. Ek waardeer dit. Ansonet, ek sal Wie het my back hierso? Ek sal volgende week joune vir jou. Ek gaan definitief hierdie ding ondersteun en uit die aard van die saak gaan ek definitief vir ons mense wat ons interview gaan ek so 'n hoed koop en seker maak hulle weet ons het hulle rug, ons het elke skool se rug in hierdie Dit is so land. nodig. En wat 'n great cause. Ek dink dit is dis 'n ongelooflike inisiatief, Johnny. Ek weet julle het met Sado gepraat, daar's 'n paar interessante goed wat daar gaan opkom. So ek is saam met jou opgewonde. Ek dink ons moet vir die mense daar buite sê, koop jou hoed, koop 2. Sit een op elke ou se kop, elke vriend van jou se kop, elke seun of dogter van jou se kop en maak vir ons 'n video. Ons sal dit graag wil wys waar julle vir mekaar sê, julle het mekaar se rug. So Johnny, ek dra hierdie hoed met 'n absolute blyheid in my hart. Dankie dat jy my rug het en dankie dat ons mekaar se rug kan hê in hierdie show. Ons kan nie wag om julle volgende week te sien nie. Ons volgende baie groot derby is die eerste van sy soort en hy gaan van hier af elke jaar plaasvind. Is Pilroos teen Affies by Makotter in Stellenbosch. Asseblief onthou om te klik en subscribe, share hierdie video so ver as wat julle moontlik kan en ons sien julle volgende week vir die volgende episode.
If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.